Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Dankie dat jy vandag saam met ons dieper kom dink oor Jesus en die Bybel. Ons hoop dat die boodskap jou sal inspireer, jou geloof versterk en dat jy sal sien hoe Jesus in jou lewe werk. Geniet die boodskap. Here, dankie vir 'n geleentheid wat ons het om weer bymekaar te kom, almal saam met die een en dieselfde doel. En dit is om by u voete te kom sit, om dalk die spanning wat ons het, die gejaagdheid wat die wêreld van ons vra, op sy te sit, of dalk nog beter, by u voete neer te sit. Here, help dat ons die gejaagdheid van die lewe net rustigheid sal gee, sodat ons ook kan hoor wat u deur u Gees, deur u lewende woord, vandag op ons harte wil ingrafeer. Voordat in u groot en heilige naam alleen. Amen. Ek het die voorreg om die afgelope paar kere hier by Ekerk bietjie saam te gesels oor God wat kommunikeer. Hoe kommunikeer God? Asook, hoekom kommunikeer God? As ek mag, wil ek graag vandag, amper hierdie mini-reeks afsluit met 'n vraag wat ek wil vra. As ons nadink of kyk na God wat kommunikeer of werk of praat in ons lewe, mag ons dalk miskien dink dat hy met ons kommunikeer of in ons lewens werk as 'n enkele of aan 'n dramatiese gebeurtenis. Dit is hoe God met ons praat. Hy praat een keer, hy roep jy op jou naam en dan nie meer nie. Of het met 'n dramatiese, radikale ingryping wees, soos 'n Saulus of 'n Paulus ervaring. Maar soos ek hierdie reeks bietjie saam gedink het en saam met klomp tekste gereflekteer het ek op 'n manier tot op 'n punt gekom en ek wil jou graag uitnooi met hierdie vraag vandag om te sê, wat van as ons vir mekaar sê, God praat nie altyd eenmalig nie. God praat nie ook altyd op dramatiese maniere nie. Wat as God se stem dikwels herhaal word in ons lewe? Soos 'n heilige ego in ons lewe. Nie 'n koue herhaling nie, maar 'n warm, lewendige, goeie herhaling. 'n Fluistering wat ons weer en weer nader roep tot 'n verhouding met die lewendige en goeie God. Ek het hierdie woorde geleen by Margaret Feinberg wat in haar boek geskryf het, The Sacred Echo. Sy gepraat dat wanneer God iets herhaal in ons lewe, is dit presies die rede en 'n belangrike geleentheid om te luister. Ons moet beslis luister. Hierdie herhaling is nie toevallig nie. Dit is God wat ons op 'n genadige en 'n goeie manier uitnooi om na hom te luister. Om stil te word dalk, maar ook om in die stilte te rus en dalk miskien ook tot 'n antwoord te kom of 'n antwoord te hoor as deel van hierdie herhaling, van hierdie fluistering, van hierdie heilige ego. Vandag wil ek jou graag uitnooi. Ons wil na 6 Bybelse verhale of persone kyk wat ons in God se woord ontmoet, waar God juis deur herhaling werk. Om juis te kyk oor hierdie heilige egos wat in hulle lewe plaasgevind het. Hoe dit ook in ons lewe, in jou lewe, kan weer klink, daar waar jy is. Eerste verhaal wat ek wil saam lees, en dit is 1 Samuel 3, vers 1 tot 10, wil ek graag saam lees vanuit die Nuwe Lewende Vertaling. Intussen het die seun Samuel die Here gedien onder Eli se toesig. In daardie tyd was boodskappe van die Here baie skaars en visioene was seldsaam. Eli was toe al feitelik blind. Eendag het hy nog geslaap en die lamp van God het nog gebrand. Samuel het in die heiligdom van die Here by die ark van God gelê en slaap. Toe roep die Here, Samuel. Ek kom, antwoord Samuel. Hy spring op en hardloop dadelik na Eli toe. Hier is ek, u het my geroep. Nee, ek het jou nie geroep nie, antwoord Eli. Gaan maar terug bed toe. Hy maak toe so. Die Here het hom weer geroep. Samuel het weer uit die bed gespring en na Eli toe gehardloop. Hier is ek, sê hy. Wat is dit? Ek het jou nie geroep nie, my seun, sê Eli. Gaan slaap maar weer. Samuel het nog nie die Here geken nie, want die Here het nog nie met hom persoonlik gepraat nie. Die Here roep hom toe vir die 3de keer en weer hardloop hy na Eli toe. Hier is ek, sê hy. Wat wil jy hê? Toe besef Eli dat dit die Here is wat vir Samuel die seun geroep het.
Daarop sê hy vir Samuel, gaan lê maar, en as iemand jou weer roep, sê jy, ja Here, u dienaar luister. Samuel is weer terug na sy bed toe. Die Here kom staan toe daar en roep, soos die vorige kere, Samuel, Samuel. Samuel het geantwoord, ja Here, u dienaar luister. Hierdie paar verse is eintlik 'n perfekte voorbeeld of 'n verhaal wat ons innooi en vir ons verduidelik hoe lyk hierdie heilige egos waarmee God kommunikeer en hoe hy met ons praat en kommunikeer en selfs fluister. Dit is 'n mooi verhaal van hierdie jong persoon Samuel wat nog glad nie die Here ken nie, want die Here het nog nie met hom gekommunikeer nie. Die Here het nog nie met hom gepraat nie. So begelei Eli hom ook en deur hierdie heilige ego van God wat Samuel op sy naam roep, kom Samuel tot die besef, tot die ontmoeting met die lewende Here. So net soos in Samuel se lewe, weer klink God se stem dikwels meer as een keer in my en jou lewe. Die herhaling help ons onderskei wat regtig ook van God afkom. Sy heilige ego bring ons tot die plek van gereedheid. Dit is hierdie goeie, genadige, liefdevolle God, wat nie net een keer fluister nie, maar herhalend ons naam op ons naam roep en vir ons fluister. Soms skree hy dit, maar die punt is God, die liefdevolle, genadige God, is so lief vir ons, hy herhaal ons op ons naam as hy ons roep. Die soekende God is nie een wat sê, julle as volk, jy as Peer, moet eers na my toe kom, dan sal ek jou roep nie. Nee, God kom soek jou daar waar jy is vandag. En as jy mooi hoor, sê dalk luister hoe die Here jou op jou naam roep. Mag ons luister na hierdie heilige egos in ons lewe, en dat ons mag ook reageer op hierdie roepstem van die Here, om ook 'n lewe te leef volgens God se wil. So dit is die eerste verhaal wat ons lees van Samuel. 'n Tweede een lees ons ook van Moses, wat God deur heilige egos en deur herhaling praat en werk in die lewe van Moses. Ons het nie tyd om al die teksgedeeltes stil te staan van Moses nie. Maar jy kan graag gaan lees Eksodus 3 vers 1 tot 12. Dan is dit hierdie eerste keer wat God homself openbaar praat met Moses. God roep Moses hier in Eksodus 3 deur die brandende bos. Maar dit eindig nie daar nie, né? God roep Moses nie net een keer nie. Maar in hierdie roepstem van Genesis 3 sien ons hoe God ook herhaaldelik Moses roep. Hierdie heilige ego hoor ons ook. Nou dis ongelukkig omdat, ek wil amper so ver gaan om te sê, Moses bietjie hardkoppig is. Want God roep vir Moses, maar dan stry Moses met God en sê, Here, maar ek dink nie die volk gaan my glo nie. Dan praat God weer. Dan sê hy maar, ek gaan jou stuur, of ek stuur jy Moses na die volk toe, en gaan sê vir hulle, dit is ek wat met jou praat. En so gee Moses ook vir God vir Moses klomp wonderwerke, klomp tekens wat hy vir hierdie volk kan wys, vir hierdie hardkoppige volk, om te glo dat dit God is wat deur Moses praat. As dit nie genoeg is nie, is daar 3de keer wat God praat met Moses. En as Moses die rede hoekom God praat, is dat Moses sê, Here, maar ek praat ook nie eintlik lekker nie, ek hakkel so bietjie. Dan lees ons in vers 14 dat God hom vererg vir Moses. Die goeie God is nie een wat die verhouding dan nou afbreek, afsny met Moses nie. Die goeie, liefdevolle, genadige God hou aan praat. Die heilige ego hou aan praat in Moses se lewe. So kan ons verder gaan lees dat God ook deur Moses of met Moses praat en deur Moses met die volk praat op die berg in Eksodus 19 tot 34. Weereens is daar 'n kommunikasie, 'n openbaring wat God met Moses praat, as God met Moses praat in die tabernakel in Eksodus 33. So hierdie heilige ego van God in Moses se lewe help my en jou om te sê dat God bou ook ons lewe, ons roeping, ons keuse om agter God aan te loop deur herhaling. God bevestig ons roeping deur 'n herhaling van wie ons is in God.
deur 'n heilige ego. So ons het ver gaan om te sê dat ons karakter word gebou deur God wat konstant herhaaldelik in ons lewe praat, in ons lewe werk, sodat ons minder word as sondaars en God meer kan word, sodat ons gehervorm kan word in die beeld van God, soos Paulus sê in Kolossense 3. Dat ons herskep kan word in die beeld waarmee God ons aanvanklik geskaap het. God is op konstante basis besig om te praat, te werk en heilige egos te los in ons lewe. En as ons gehoorsaam is aan daai, dan groei ons, werk ons, oefen ons in ons verhouding met die lewende Here, word ons meer soos wat God wil hê ons moet wees. 'n derde verhaal wat ons hierdie God sien wat herhaaldelik praat, lees ons ook in die lewe van Abraham. Ons lees byvoorbeeld in Genesis 22 vers 1 tot 2. Ons gaan nie by hierdie tekste ook stil staan nie, jy kan graag op die eie tyd daarna kyk. Lees ons hierdie verhaal van Genesis 22, amper termare, ons kan verder moet sê dramatiese ingryping, 'n dramatiese toets van Abraham se geloof. Maar ons moet onthou, hierdie is nie die enigste en 'n radikale en 'n dramatiese manier hoe God praat hier met Abraham nie. As ons 'n bietjie verder kyk en gaan kyk die verhouding, die pad wat Abraham al stap met God, lees ons in Genesis 12 dat God alreeds vir Abraham geroep het uit die land van Ur uit. Genesis 15 bevestig God hierdie verbond met Abraham en hy praat en werk in Abraham se lewe. Genesis 17 kondig God die geboorte van sy seun Isak aan. So in Genesis 22 sien ons dis amper hier op die einde nog weer 'n herhaling, 'n fluistering, 'n echo van God wat werk in die lewe van Abraham. Dis hoekom as God Abraham roep in Genesis 22 en sê, Abraham, dan antwoord Abraham, hier is ek. So ons lees dan so dat God 'n vierde keer ingryp, nadat Abraham wil deurkolf op hierdie toets van sy geloof. Vers 11, dan sê God ook, maar moenie jou hand verder uitsteek nie. Nou wat hierdie heilige ego vir ons leer, vir my en jou vandag, is dat God se stem bou op wat hy alreeds gesê het. Kom ons verwoord dit anders. God se kommunikasie, se werk in ons lewe bou voort op die identiteit wat ek en jy alreeds ontvang het, toe Jesus Christus vir my en jou aan die kruis gesterf het. En ja, God bevestig dit op herhaaldelike maniere. Soos in Abraham se lewe, so word ons konstant, as ons mooi luister, hoor ons hierdie heilige egos van God wat ons roep, maar ook ander roep, maar ook bevestig en ook ons karakter bou en ook sê, staan in 'n verhouding met my. En dit is wat hierdie verhaal van Abraham vir my en jou leer, dat hierdie heilige ego is nie iets wat eenmalig gebeur het nie, maar dis deel van die hele pakket, dis deel van die hele verhouding waarmee God en Abraham 'n verhouding het, dat Abraham 'n lewe het van vertroue en geloof, en dat hierdie Genesis 22 gebeure is hierdie herbevestiging van hierdie verhouding, van hierdie vertroue, van al die vorige egos, en wat nou weer hier, amper sê 'n dramatiese manier kulmineer. So, elke heilige ego in my en jou lewe, vra ons om in 'n verhouding te groei, in ons verhouding te werk met God, te werk, te verdiep, maar ook soms te werk en te oefen om die stem van God duidelik te hoor in ons lewe. 'n vierde verhaal is een wat ons alreeds by stilgestaan het en ek wil graag hom weer lees as ek nou praat van vorige preekgeleenthede. Ons lees in 1 Konings 19 vers 9 tot 13 die echo van God in Elia se lewe. 1 Konings 19 vers 9 tot 13. Maar die Here sê vir hom, wat maak jy hier, Elia? Elia antwoord, ek het u met toewyding gedien, Here God Almagtig. Maar die Israeliete het die verbond met u verbreek, u altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en nou probeer hulle my ook doodmaak. Kom buitekant toe en gaan staan voor my op die berg, sê die Here vir hom. Terwyl Elia daar staan, het die Here by hom verby beweeg
'n geweldige rukwind het die berge uitmekaar geruk en die rotse gebreek voor die Here. Tog was die Here nie in die wind nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar die Here was nie in die aardbewing nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar die Here was nie in die vuur nie. Na die vuur was daar die geluid van 'n sagte fluistering. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak. Hy het buitentoe na die ingang van die grot gegaan en 'n stem het gesê, "Wat maak jy hier, Elia?" Nog 'n dramatiese gebeurtenis, maar wat vir my en jou bevestig hierdie dat God nie slegs in en deur dramatiese gebeure maniere met my en jou kommunikeer nie. Dat God deur 'n fluistering van 'n sagte wind met ons kommunikeer. Maar ook bevestig dat God ook hier herhaaldelik fluister en praat en werk en roep die lewe van Elia. So praat God dikwels in my en jou lewe, nie in hierdie groot gebaar nie. Soms doen hy, maar soms ook in die stilte. In die fluistering, in die stilte, soos laas gesê het, wat so ryp is vir geleenthede, vir openbarings om God te beleef en te ervaar en vir genesing. Nooi God ons soms net in om te sê, kom wees net stil, kom wees net by my, kom wees net. Hou op weghardloop, hou op die gejaagdheid van die wêreld, weghardloop vir die wêreld. Jy gaan die wêreld nooit inhaal nie. Maar as jy dalk stil staan, dan is dit daai soekende God wat jou vind. En vandag is dit miskien daai geleentheid dat ons moet ophou hardloop, ophou soek. God is die een wat soek. Hy soek jou. As jy dalk vir een oomblik vandag stil staan, mag jy dalk hoor hoe God jou op jou naam fluister en roep. God se heilige ego is sag, maar kragtig. Die stem van rus nooi ons uit om in 'n verhouding te staan en te groei in die lewe van die Here. 'n tweede laaste verhaal wat ons lees, is een wat ons lees van Jeremia. Jeremia 1 vers 4 tot 10 wil ek graag saam met ons lees. Jeremia 1 vers 4 tot 10 en ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling. Die Here het vir my 'n boodskap gegee. Hy het gesê, nog voordat ek ken jou, nog voordat jy gevorm is in die skoot van jou moeder. Voor jou geboorte al het ek jou gekies en aangestel om namens my te praat met die nasies van die wêreld. Ek het geantwoord, nee oppermagtige Here, ek kan nie goed praat nie, ek is ook te jonk. Maar die Here het geantwoord en gesê, moenie sê jy is te jonk nie, gaan na die mense waarheen ek jou stuur en gee my boodskap vir hulle. Jy moet ook nie bang wees vir hulle nie, ek sal by jou wees en jou beskerm. Toe het die Here se hand uitgesteek en aan my mond geraak. Hy het vir my gesê, ek het my woorde in jou mond gesit. Ek stel jou vandag aan oor nasies en regerings om te ontwortel en plat te slaan en op te bou en nuut te vestig. Ons lees hier die herhalende bewoording, die ego wat ook in Jeremia se lewe is. Jeremia se lewe of sy roeping wat ons hiervan lees, is gekenmerk deur hierdie herhaaldelike manier hoe God in die lewe van Jeremia praat, die heilige ego. God sê, ek het jou geken voordat jy gebore is. So Jeremia se oproep was nie net 'n enkele gebeurtenis nie. Maar die proses was al diep in werking. Voordat jy al gebore is, het God al reeds 'n ego gelos in jou en my lewe, net soos in Jeremia se lewe. En as ons in hierdie verhouding groei en werk en oefen, sal ons op herhaaldelike maniere die werking van God, die stem van God, die kommunikasie, die egos van God hoor in ons lewe. Om dalk te bevestig hierdie roeping wat ons het, om dalk te bevestig die identiteit wat ons is, wie ons is, om dalk te bevestig die mens wat ons is, om dalk te bevestig dat ons gered is, om dalk te bevestig dat ons lief is, God het ons lief, en dat niks dit kan wegvat nie, om dalk ons moed in te praat wanneer ons moedeloos is. Hierdie heilige egos is aan die werk, God is aan die werk in ons lewe. Soms is die roeping wat God vir ons het nie onmiddellik duidelik nie. Soms roep God jou al lank voordat jy verstaan het of begin begryp het, of dalk gereageer het op hierdie roeping.
maar soos Jeremia, sal God se stem herhaaldelik gebruik word om ons roeping te bevestig, om ons identiteit te bevestig. God se heilige ego herinner ons dat ons nie toevallig hier is nie. Al lyk die pad moeilik, al lyk die konteks waarbinne jy is, dat daar nie uitweg is, die donker om jou, maar God se herhalende oproep lei ons na 'n lewe wat God ons geroep het om te leef. Lei ons om te besef dat God ook hier is, daar is waar jy is. Jy is geroep, God is besig om jou te vorm, maar God stuur jou ook oor en oor. Luister. Die laaste heilige ego waarvan ons wil by stilstaan vanoggend is juist die een van Jesus. Dit is so gepas as ons juist nou loop en beweeg na Paasfees toe, na lydingstyd toe. Dan lees ons net in die Markus Evangelie byvoorbeeld, dat daar 3 keer baie spesifiek God is wat direk praat met, ons hoor dat God 3 keer praat, met Jesus, met die mense, die skare, met die disippels, maar laat Jesus ook met God praat. En dan lees ons van hierdie heilige ego van God in Jesus se lewe. Die eerste gedeelte lees ons in Markus 1 vers 11 by Jesus se doop. Jesus is gedoop deur Johannes. Net nadat dit gebeur het, dan lees ons in vers 11, jy is my seun wat ek liefhet. Die wolk gaan oop en die stem, God praat uit die wolke uit, uit die hemel uit. Jy is my seun wat ek liefhet. Jy is my trots en jy maak my bly. Deur hierdie kommunikasie, deur hierdie praat, ingryp van God in die bediening van Jesus se lewe, lees ons, besef ons, hoor die skare, hoor Jesus, wie Jesus is. 'n tweede ego wat ons lees van in die lewe, bediening van Jesus, lees ons in Markus 9 vers 7. Jesus gaan op met die berg saam met Jakobus en Johannes, 2 van sy disippels. En toe hulle op is met die berg, lees ons weer eens dat God direk met die disippels en met Jesus praat. Hierdie is my seun vir wie ek baie lief is. Luister wat hy sê. In hierdie openbaring, in hierdie ego van God in die werk van, in die lewe van Jesus, lees ons of hoor ons hier dat God praat met die disippels, maar ook met Jesus. Dat ons kan hoor dat hierdie selfde kernboodskap is dat Jesus is die seun van God, is sy identiteit, maar dat hy ook nou 'n opdrag het. Dat die identiteit van Jesus is gekoppel aan 'n opdrag om dat hy moet loop na Jerusalem toe. Dat God baie lief is vir hom, maar dat die disippels ook moet luister en die pad moet loop wat Jesus loop. Die derde keer, die derde kommunikasie, direkte kommunikasie, praat van God met Jesus, en julle sal nou verstaan hoekom ons dit so kan sê, in Markus 14 vers 36. Dis 'n donker geleente want dit is Getsemane. Dis juist ideaal vir ons nou wat oploop is na lydingstyd toe, Paasfees toe. Lees ons hierdie gebed van Jesus in vers 36. Liewe Vader, daar is niks wat U nie kan doen of wat vir U onmoontlik is nie. Asseblief gee dat ek nie hierdie pad van lyding hoef te loop nie. Maar as U anders besluit, is dit ook goed. Want dit gaan nie oor wat ek wil hê nie, maar oor wat U wil. Dis 'n gebed wat Jesus met God praat. En ek wil so ver gaan om te sê dat hierdie ook 'n heilige ego is in die lewe van Jesus, want nie soos in Elia se lewe, gaan dit oor 'n verhouding. En Jesus, wat die seun van God is, maar is ook in 'n konstante verhouding met sy Vader. En dis in hierdie donker oomblik wat hy nog steeds aan lyn is met sy Vader, wat hy kan bid, maar dat hy sy hartsbegeertes op die tafel kan sit en sê, liewe Vader, ek wil nie hierdie pad loop nie, maar laat U wil geskied. Ek vertrou U. Ek weet hierdie is die pad wat my lewe moet loop, want dit is gekoppel aan my identiteit, aan my karakter, aan ek wat die seun van God is. So ek wil so ver gaan om te sê dat hierdie heilige ego van vertroue is. Dat Jesus se hartsbegeertes oopmaak met die Here, maar dat hy nog steeds die Here vertrou en vol stoom loop en homself doodloop aan die kruis. In Jesus se lewe hoor ons hoe God meer as een keer praat met Jesus. Jy vir sy bevestiging, sy identiteit, sy roeping, maar ook dat Jesus met God praat in oomblikke van lyding. Maar dat gekoppel is, geëmbed is binne in vertroue. Hierdie heilige egos is nie net vir Jesus nie, maar ook
vir my en jou. So wat beteken hierdie 6 verhale, hierdie konsep dat ons mekaar sê dat God nie slegs eenmalig met ons praat nie. Dat God nie slegs op dramatiese maniere met ons kommunikeer nie. Maar dat ons soms moet luister na heilige egos, waar God soms met ons fluister, maar ook herhalend met ons gesels. Jy hoef nie ver te loop nie. Jy hoef nie te gaan soek nie, jy hoef nie te wag of te gaan soek vir donderweer nie. God se stem mag dalk al reeds lank alweer klink in jou lewe. So, voordat jy onlangs dieselfde roepstem gehoor, dieselfde vers gehoor, dieselfde gedagtes gehoor. Watter heilige egos probeer dalk jou aandag trek in jou lewe? Laat die heilige ego van God nie verbygaan nie. God roep weer en weer en weer. Nie omdat jy doof is nie, maar omdat God geduldig is, getrou is, liefdevol is. Hy bou ons op in roeping en hy bou ons roeping op en hy vorm ons deur hierdie heilige egos. Hy vorm ons identiteit soms in stilte, soms in reaksies in optrede. God herinner ons daaraan dat ons geroep is, soos Samuel, soos Moses, soos Abraham, soos Elia, soos Jeremia, soos Jesus, soos jy. Hoor jy dit? Die heilige ego. Dis nie net herhaling nie, dis roeping, dis bevestiging, dis liefde, dis dalk God. Luister na God se stem en antwoord, spreek Here, ek luister. Vader wat in die hemel is, dankie dat ons vandag tot die bevestiging, tot die besef kan kom dat U ook herhaaldelik in ons lewe werk en praat. Mag ons ook attent wees daarop, mag ons begin saggies luister as U herhaaldelik praat, soms skree op ons, soms praat die hart, soms fluister U. Mag ons bewus raak van die heilige egos in ons lewe. Mag ons begin raak sien hoe U aan die werk is in ons lewe. As ons dalk hier is vandag en ons hart loop weg van U af, mag ons dalk net stil staan. Ons weet U gaan ons vind, want U loop agter ons aan. U is die soekende, liefdevolle God. En ons hart loop dalk weg van U af. Mag ons ja sê, reageer op die roepstem. Mag ons na U toe draai. Mag ons gevorm word deur U. Mag ons inkoop in die roeping wat U vir ons lewe gegee het. Mag ons reageer en mag ons optree en die heilige egos ook leef in die kontekste in die lewe waar ons is. Vra dit natuurlik nie Here omdat ons dit verdien nie, maar alleen in U seun ons verlosser se naam, deur Jesus Christus alleen. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het. As die boodskap vir jou iets beteken het, stuur dit gerus aan ander. Om meer uit te vind oor Ekerk, besoek ons by www.ekerk.org. Tot volgende week. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.